Baie welkom by vanoggend se erediens. Is lekker om almal hier te sien op Sondagoggend. Voor ons begin, kom ons draai na mekaar toe en dan groet ons mekaar. Ons kom vanoggend saam in die teenwoordigheid van Jesus wat sê, bly in my liefde. En in lydenstyd onthou ons dat hierdie liefde nie goedkoop was nie. Dit het hom gelei na Getsemane, na verwerping, na die kruis. En ons begin hierdie erediens vanoggend in die lig van daardie selfopofferende liefde. Die liefde wat ons gekies het. En ons ook roep om vrug te dra. Daar waar ons sit, gaan ons nou 2 liedere saam sing, dan sal ek die fotum doen, en dan net daarna die seëngroetskiestog doen, en net daarna volg ons met nog 'n lied, bring lof aan die Vader. So kom ons sit, en dan sing ons saam.
van God ons Vader, wat ons eerste lief gehad het, en van Jesus Christus, wat sy lewe vir ons afgelê het, en van die Heilige Gees, wat ons leer om in daardie liefde te bly, en mekaar lief te hê. Vanoggend hoor ons die woorde van die Here, as hy sê, ekskuus tog, dit is my gebod, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. Verder aan sê hy, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Vanoggend wil die Here weer vir ons dit hardop kom sê, dat ons mekaar moet lief hê. Hierdie woorde van Christus is nie bloot net reëls nie, maar is 'n lewe wat gevorm word deur die kruisliefde. Kom ons neem 'n oomblik waar ons sit en ons raak stil voor die Here en ons dink aan hierdie volgende 3 goed. Nommer 1, waar het my liefde dalk koud geword? Waar het ek myself eerste gestel? Waar het ek van die kruis af weggedraai? Kom ons neem 'n oomblik, ons dink hieroor en dan praat ons met die Here oor waar ons onsself tans bevind. Here, ons kom staan voor U vanoggend as U kinders en bely dat ons sukkel om altyd lief te hê. Here, dat ons liefde soms maar koud word vir mense en dat ons soms nie die liefde uitleef soos U van ons vra nie.
Ons kom staan voor die kinders, as die kinders en vra dat U ons sal vergewe. Maar Here, help ons en leer ons om in die liefde te bly en om lief te hê of probeer lief te hê soos U liefhet. Amen. Ons het dit nou oor en oor gesing en ons sê dit vir mekaar, as ons met 'n opregte hart na die Here toe kom, dan vergewe hy ons sondes. Hy het aan die kruis gesterf om ons te vergewe, sodat ons kan lewe. Kom ons staan op en dan bely ons vanoggend saam hardop ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in ewige lewe. Amen. Julle kan maar weer sit. Ons gaan weer 3 liedere saam sing. Die eerste 2 liedere kan ons maar rustig sit en daar sing. En die laaste lied, God is liefde, vra ek asseblief dat ons opstaan en dan sing ons dit almal heerlik saam. So kom daar waar ons sit, kom ons sing saam. God voor die tijd, onze
Ons het vanoggend die voorreg om 'n klein pragtige dogtertjie te doop. En elke keer wanneer ons hier is en ons praat oor die doop, is dit vir ons belangrik om te verstaan hoekom ons doop. So daarom, die doop beteken 5 dinge, min of meer volgens kerke wêreldwyd. En in die eerste plek is dit dat ons een is met Christus. Ons het saam gesterf, saam opgestaan. Tweedens is ons word vergewe en ons word gereinig van ons sondes, soos ons nou net ook vir mekaar gesê het. Maar elke keer wanneer ons die doop beleef, is dit ook vir ons om vir onsself te sê en 'n oproep tot bekering, om te erken ons is sondaars. In die derde plek, ons word gesalf met die Heilige Gees wanneer ons doop, wat ons vervul, wat ons versterk en wat ons bewaar. En dan in die vierde plek word ons ingelyf in die liggaam van Christus. Een kerk, een liggaam. En in die 5de plek raak ons burgers en getuies van God se nuwe wêreld wat op pad is. Maar gemeente, wanneer ons doop, is dit ook vir ons as gemeente 'n oproep om ons eie doop te herbevestig. Om ons verbintenis aan elke dopeling wat lid is van hierdie kerk, eintlik ook
ons bevestig ons verbintenis dan ook aan hulle. Ons bevestig dat hulle doopelinge is, dat hulle saam met ons wandel in hierdie kerk, dat ons saam hulle wil grootmaak in die liefde van Christus. Daarom vra ek dan vandag vir ons as gemeente ook 'n paar vrae waarop ek wil hê ons as gemeente ook moet antwoord. Gemeente van Jesus Christus, beloof julle om vir elke doopeling ook, Ella wat vanoggend gedoop word, elke doopeling wat julle pad kruis, die hande te wees wat hulle op God se pad lei, die stemme te wees wat vir hulle God se storie vertel, die ore te wees wat luister na hulle vreugdes, hulle drome, asook hulle seer en hulle twyfel. En ook om die arms te wees wat hulle en hulle familie met God se liefde en genade vashou. Gemeente, wat is julle antwoord hierop? Goed, dan vra ek dat ons doopouers vorentoe kom. Ekskuus tog. Stian en Amanda met klein Ella. Goed, ek gaan vir julle 4 vragies vra, waarop ek dan wag op julle antwoord ook. Julle kan, na ek al 4 vrae gevra het, kan julle dan 'n antwoord daarna gee. Bely julle dat God, soos in Jesus Christus geopenbaar, vir ons die bron van liefde is. En aanvaar julle dat God deur die Bybel met ons praat, en dat ons daarin alles leer wat ons nodig het om 'n nuwe lewe te kry. Beloof julle dat julle julle kind aan God en sy liefde sal blootstel? En is dit julle wens dat julle medegelowiges julle sal aanspoor om te volhard in die geloof en dat hulle julle in liefde sal reghelp wanneer dit nodig is? Wat is julle antwoord hierop? Ja, hulle het ja gesê. Goed. Kan ek hom vir jou so gee, dankie. Goed, kleine Ella is hier vanoggend met haar pragtige pink jassietjie en haar mooi rokkie. En Ella, ons doop gaan jou vanoggend doop. Jy kan maar so klein bietjie nader staan. Sien die watertjies. Goed, Ella, ons doop jou vanoggend in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kry die krulletjies. Ella, jy is nou 'n kind van God. Jy is deel van God se huisgesin. Saam met mamma en pappa en sussie Carly wat ook hier so is vanoggend. Gaan jy saam met my loop? Jy saam met my sy. Kom ons. Ekskuus dat ek hierdie drade beet kry. Kom ons gaan wys jou gou hierso. Kyk hierso is 2 oulike oom en tannie. En tannie Bertrus ook hierso. Sê hallo. Daar is hy gemeente. Nou kan julle almal sien hoe pragtig Ella lyk vanoggend. Sy is nou ons nuutste hier in die gemeente vanoggend nou gedoop. As sy kyk, al die ooms en tannies kyk vir jou. Sy. Hallo. Sy. Mag ons nou daai kant kom. Sy. Hierso. Goed, gemeente, julle onthou nou, julle het ook 'n belofte aan klein Ella so pas gemaak om te sê dat julle haar ook sal help. Dat julle haar ook sal help grootmaak en ook die Here se liefde sal wys. So onthou dit vir Ella en elke kind wat in ons gemeente gedoop is. Dat ons as gemeente verantwoordelikheid het ook teenoor hierdie kinders en ook teenoor die ma en pa. Asai. Asai. Armpies. Ons het sy ma en pa nog het vir haar gebed geskryf. Ek wil hê kom ons sluit die oë en dan bid ons dit saam hardop. Here Jesus, Ella is klein. Maak U self haar lewe rein. Laat haar altyd van U leer. Laat haar groot word tot U eer. O Verlosser, maak haar sterk, vlytig om vir U te werk. Laat haar tog gehoorsaam bly, altyd gaan waar U haar lei. Heiland, laat haar nooit vergeet, dat U alles van haar weet. Alles niemand ook by haar, is die Here altyd daar. O Jesus, neem haar.
O Jesus, lei haar. O Jesus, sterk haar en vorm haar tot u eer. Amen. Voor ons nou vir Ella gaan saam almal 'n lied sing, wil ek sommer vra al die kinders van graad R tot 4, min of meer, as enige van julle hier is, wil julle nie gou vorentoe kom nie. Kom ons hoor of daar is. Carly is hier so. Enige van die kindertjies? Daar sy. Staan by jou sussie. Dis 'n stil Sondag. Hallo. Ons gaan nou ons kosbaarste geskenk saam sing vir Ella, maar ook sommer vir al ons gemeentekinders, selfs die wat nou nie vanoggend hier is nie. So kom ons staan op en dan sing ons saam ons kosbaarste geskenk. Ons gee vir julle 'n Bybel om vir Ella ook groot te maak in die Here se naam en dan ook 'n kers om die dag vir ewig te onthou. Ek sê vir jou, so spiegelik sê, kinders, julle kan sommer net gou hierso bly. Carly, wil jy bly of wil jy gaan? Jy kan kies. Goed, julle kan net daar bly. Ek het so ietsie gebring. Ons leer vandag van liefde, nê? Nee. Het julle maatjies by die huis? Ag, by die skool, by die huis, enige plek. Het julle maatjies? Nou, as jy 'n maatjie vir iemand is, hoe is jy met hulle? Vriendelik? En mooi? En wanneer ons gekamp het, toe het ons 'n maatjie gehad, gemaak, toe het ons terug na ons Okay. Het 'n elektriese skooter gehad, het julle gedeel daarom? Okay, maar vandag het ek sweeties gebring vir julle, maar hierdie is nou baie spesiale sweeties, né? Nee? Ek gaan vir elkeen 2 gee, maar hierdie sweeties is nie net vir jou nie. Hier is ook vir 'n maatjie, kyk hoe slim is hy. So ek wil hê, een van die sweeties moet jy hierdie week vir 'n maatjie gaan gee, en dan moet jy vir die maatjie sê, God is lief vir jou. En eers as jy daai sweetie vir 'n ander maatjie gee, nie mamma nie, nie pappa nie, nie boetie en sussie nie, vir 'n ander maatjie. Net julle 3, dan gee julle vir 'n maatjie, en dan sê julle, God is lief vir jou, en dan mag jy die ander sweetie eet. Okay, is julle reg vir sonnaskool? Dan gaan julle. Met 'n spoed. Gemeente, dit is nou die tyd wat ons vir die Here ook kan dien met ons offergawes.
Daar waar ons sit, gaan ons lied 519 saam sing, Wees stil en weet, om ons ook stil en rustig te kry vir wanneer ons nou die woord van die Here gaan saam lees. So kom ons sing saam, Wees stil en weet. Ons gaan vanoggend saam lees uit Johannes 15 uit, vir die wat dalk hulle Bybels het en daar wil oopmaak, Johannes 15. Voor ons gaan saam lees, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here ons God, ons kom vandag na U toe, in nederigheid, en in verwondering. U is die God van liefde, die een wat eerste lief gehad het, nog voordat ons U geken het. Dankie dat ons vandag hier saam kan kom, rondom U woord. Dankie vir die woorde van Jesus wat ons herinner, dat ons in sy liefde moet bly, soos hy in die Vader se liefde bly. Here, ons erken dat dit nie altyd maklik is om so
Dankie David, die battery het skielik besluit hy werk nou nie vir oggend meer saam nie. Kom ons gaan lees dan saam daar uit Johannes 15 uit. Johannes 15 vanaf vers 9. Die opskrif daar, julle moet mekaar lief hê. Soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. Vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Daar is sekere oomblikke in die lewe wanneer mense hulle belangrikste woorde sê. Die aand voor 'n groot operasie, die laaste gesprek voor 'n lang reis, die laaste besoek by 'n sterfbed. Dan praat mense nie oor die klein goed nie. Dan praat hulle oor dit wat regtig saak maak. Johannes 15 is dan nou juis so oomblik. Dis die nag voor die kruis. Die disippels sit saam met Jesus aan tafel, die voete was het reeds gebeur, Judas het uitgestap in die nag in en Jesus weet binne ure gaan hy gearresteer word. En tog is sy woorde nie vol vrees nie, nie vol selfbejammering nie. Hy praat oor liefde. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly in my liefde. En dit is die hart van alles. Maar dit is nie daai sentimentele liefde nie. Dit is 'n liefde wat op pad is na die kruis. Jesus begin natuurlik nou nie by ons nie. Hy begin by God en sê soos die Vader my liefhet. Die liefde wat van ewig af uit tussen Vader en Seun bestaan het. Daardie liefde word nou oopgemaak en oor ons uitgestort. Die Vader het die Seun lief, die Seun het ons lief en Jesus sê, bly in my liefde. Dit beteken vir ons iets belangriks. Ons hoef nie hierdie liefde self te vervaardig nie. Die kerk kan nie gesien word as hierdie liefdesfabriek nie. Ons is eerder die kanaal. God se liefde vloei na ons toe. En deur ons vloei dit na ander mense toe. Wanneer ons probeer om uit ons eie uit lief te hê, raak ons gou-gou leeg. Maar wanneer ons naby Jesus bly, begin sy liefde oorvloei. Jesus sê nie, doen groot dinge nie. Hy sê, bly. 'n eenvoudige woord, maar ook so 'n moeilike woord vir ons as mense. Want ons wêreld hardloop altyd weg van pyn. Ons hardloop weg van konflik. Ons hardloop weg van seer kry. Ons hardloop maar weg van die mense wat moeilik is. Maar disippelskap beteken om te bly. Te bly wanneer dit ongemaklik raak. Te bly wanneer dit iets van my kos. Te bly wanneer liefde glad nie maklik is om te gee nie. En in lydenstyd beteken dit ook bly by die kruis.
Corrie ten Boom, ons het al baie van haar verhale gehoor, maar sy het tydens die Tweede Wêreldoorlog in 'n konsentrasiekamp beland, omdat sy Jode gehelp het. Haar suster Betsy het in die kamp gesterf. En jare later het Corrie in die kerk in Duitsland gepraat oor vergifnis. Na die tyd het 'n man na haar toe aangestap gekom, en sy het hom natuurlik onmiddellik herken, want hy was een van die kampwagte. Hy het gesê, ek het 'n Christen geword, sal jy my vergewe? Corrie het later geskryf dat haar hand nie wou beweeg nie, want die herinneringe was te pynlik. Toe bly sy stil en sy bid. Here Jesus, ek kan nie vergewe nie. Gee U my vergifnis. En toe stadig steek sy haar hand uit. Later het sy gesê, dit was nie haar vergifnis nie. Dit was Jesus se liefde wat deur haar gevloei het. En dit is wat gebeur wanneer ons bly in sy liefde. Jesus maak dit nog duideliker. Hy sê, dit is my gebod, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. En dan sê hy die woorde wat eintlik alles verander. Hy sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Hier wys Jesus na die kruis. Die liefde waarvan hy praat is hierdie kruisvormige liefde. Dit is liefde wat gee, liefde wat opoffer, liefde wat soms kos. Ons wêreld praat baie oor liefde, maar dikwels beteken dit maar net, hoe kan ek iemand anders gelukkig maak? Of doen presies dit wat jou gelukkig maak? Liefde het so half vir die afgewaterde woordjie geword van geluk eintlik. Want ons dink, sodra ons gelukkig is alles reg. Maar dis nie altyd wat met gebeur met liefde nie. Soms is dit seer. Soms is dit maar om bietjie te beklei en koppe te stamp. Soms is dit om nie ooreen te stem nie, maar saam te luister na mekaar. Jesus sê, ware liefde lyk anders. Ware liefde gee. Tydens 'n epidemie in 'n arm gemeenskap het baie mense gevlug. En selfs sommige mediese personeel het weggegaan, maar een van die verpleegsters het gebly. Sy het geweet sy stel haar lewe in gevaar, en toe iemand vir haar vra, hoekom bly jy? Toe sê sy, want iemand moet vir hulle wys, hulle is nie alleen nie. Later het sy verduidelik, sy het groot geword met die geloof, dat God nie van ons af wegloop, wanneer ons gebroken is nie. Ek gaan dit herhaal. Sy het groot geword met die geloof, dat God nie van ons wegloop, wanneer ons gebroken is nie. Daarom kon sy bly. Daardie kruisvormige liefde. Jesus sê vir ons dan, ek noem julle vriende. Die Here van hemel en aarde noem ons vriende. Maar vriendskap met Jesus beteken meer as net nabyheid. Dit beteken ons deel in sy sending. Hy het ons uitgekies om sy vrug te gaan dra. En in hierdie gedeelte is daardie vrug duidelik die liefde. Die wêreld sal die kerk nie herken aan sy programme, alles wat hy doen nie, maar aan ons liefde vir mekaar en vir ander mense. In 'n groot stad in Australië was daar 'n klein gemeente, en hulle het begin om elke Vrydag aand kos uit te deel in 'n baie arm woonbuurt. Nie net een keer nie, elke liewe week. Na 'n jaar het 'n joernalis in 'n artikel geskryf oor hierdie wat hulle doen, en hy het 'n dokter gevra wat die grootste verskil gemaak het. Hoekom doen julle dit? Hierdie dokter was met groot woorde gesê dat ons gebly het, want iemand het vir ons gebly. Ons het gebly, want iemand het vir ons gebly.
Al verdien ons dit nie, bly Jesus vir ons. Dit is die geheim van hierdie teks. Liefde wat nie by ons begin nie. Ons kan lief hê omdat hy ons eerste lief gehad het. Ons kan bly in hierdie liefde omdat hy gebly het vir ons. Hy het nie weggeloop nie. Nie toe die kruis nader kom nie, nie toe die spykers inslaan nie, nie toe ons sondes hom daar hou nie. Hy het gebly. En nou hoor ons weer hierdie woorde, julle moet mekaar lief hê. Nie as 'n mooi gedagte nie, nie as net ietsie wat ons sê nie, maar as die hart van disippelskap. Liefde wat bly, liefde wat vergewe, liefde wat dien, liefde wat nie die koste tel nie. Voor ons afsluit vanoggend, wil ek hê ons elkeen moet vir 'n oomblik stil word. Wil hê daar waar ons sit, met ons aan die volgende 2 vrae dink. Is daar iemand wat jy vanoggend moet vergewe? Is die eerste vraag. En die tweede een, is daar iemand vir wie jy hierdie week Christus se liefde moet gaan wys? Kom ons sluit die oë, ons sit vir 'n oomblik en ons dink aan hierdie 2 vrae. Wie die Here op ons hart gedruk het op hierdie oomblik. Kom ons gaan leef die liefde uit hierdie week. Kom ons gaan sê jammer. Kom ons doen maar die moeilike. Kom ons bly. Mag ons in hierdie lydenstyd nie net na die kruis kyk nie. Mag ons onder die kruis leef. Mag ons vanuit die kruis leef. En van daar af na die wêreld toe gaan. Met die liefde van Christus. Here ons Vader, dankie vir die woord wat vandag weer na ons toe gebring is. Dankie vir hierdie herinnering dat ons nie net volgelinge is nie, maar die vriende. Mense wat U gekies het. Mense wat U stuur om vrug te dra. Here, help ons om hierdie week werklik te leef wat ons gehoor het. Om lief te hê, nie net met woorde nie, maar met dade. Nie net wanneer dit maklik is nie, maar ook wanneer dit moeite dra. Here, ons bid vandag vir ons wêreld. U sien die spanning tussen lande, die oorloë wat woed, die onsekerheid. Here, ons bid vir almal wat ly, vir elke familie wat 'n geliefde verloor het. Here, ons vra dat U die lig sal bring daar waar die duisternis is. En gebruik ons kerk om U liefde uit te deel. Amen. Voor ons die slotlied saam gesing, praat ek mense Engele tale wat David vir ons gaan voorvat, wil ek net herinner aan so 'n paar aankondigings. Die kategese afsluiting vir al die ouers is nou volgende Sondag. Loer asseblief daar op die blaadjie. Volgende Sondag vanaf 11:00 in die kerk se tuin. Ons gaan heerlik saam 'n vleisie braai en net lekker saam kuier. So almal is welkom volgende Sondag van 11:00 af. Asseblief kom daarso. Dan kom kuier saam is weer hierdie Dinsdag, skiesdag 10 Maart om 10:00. En dan David is ons nuwe orgelis vir die wat hom nou nog nie gesien het nie. Ek dink julle het gehoor hoe heerlik speel hy weer eens vir ons vanoggend. So baie dankie David, dis lekker om jou hier by ons te hê en ons geniet dit verskriklik baie. Dan wil ek net ook aankondig dat die 22ste Maart sal Dominee Henny Forsie se afskeidspreek wees. So dit is die naweek net voor die skole sluit. So ons nooi julle almal die 22ste Maart na Dominee Henny se afskeidspreek toe. En dan as enige iemand dalk 'n bordjie eetgoed of so wil bring, asseblief laat weet net vir Jolandi, dan kan ons as familie heerlik na die tyd ook saam kuier en met hom lekker saam kuier.
Kom ons staan dan op en dan sing ons saam, praat ek mense engletaal. Laat sy liefde sigbaar word in jou huis, jou werk, jou gesprekke en in jou stilte. Want die wêreld sal weet aan wie ons behoort wanneer hulle sy liefde in ons sien. En mag ons in hierdie lydenstyd nie net na die kruis kyk nie, maar vanuit die kruis leef. Mag die God van liefde jou toevou in onvoorwaardelike liefde. Mag jy ander lief hê soos God jou liefhet. En mag jy weet dat Jesus jou vriend is. En mag jy op jou beurt weer 'n vriend vir ander wees.